Vanoggend is dan Pinkstersondag. So vanoggend gaan ons kyk van Sinaï tot Pinkster. Ons gaan kyk na die vuur, die woord en die oes van die Gees. En dis wat ek met u wil bespreek vanoggend. Ons gaan kyk, dit begin by die berg Sinaï. En dan gaan ons kyk na Israel, Handelinge 2 en die koringoes. So dis wat ons vanoggend na gaan kyk. Pinkster is nie net 'n gebeurtenis in Handeling 2 nie. Dit is 'n verhaal wat by die berg Sinaï begin. En sy vervulling vind plaas by die uitstorting van die Heilige Gees. So ons gaan kyk van die berg Sinaï af en ons gaan kyk waar kom dit tot vervulling by die uitstorting van die Heilige Gees. In die tyd van Israel was Pinkster die fees van weke. Die koringoesfees. En God het daardie presiese dag gekies om sy Gees uit te stort. So dit is wat ek en u moet kyk, ons moet die belangrikheid daarvan kyk. Die naam fees van weke, as ons gaan kyk, kom van die 7 weke wat getel word vanaf die dag na die Sabbat van Paasfees. En as ons daarna gaan kyk, dis waar ons dan kom by die uitstorting van die Heilige Gees, 50 dae later. En wat het dit beteken? Vandag sien ons hoe God by Sinaï sy volk roep. Hoe God by Pinkster sy kerk roep. En dis so wonderlik hoe God is, niks is net maar daar nie, niks is net toevallig nie. Elke gedeelte pas perfek in. So as ons gaan kyk, by Sinaï begin ons dan. So kom ons kyk dan eers, die eerste gedagte, Pinkster begin by Sinaï. Kom ons begin daarso. En u kan die hele verhaal, die hele gedeelte kan u gaan lees, Eksodus 19 en Eksodus 20. Gaan lees daardie gedeelte, maar as ons kyk na Eksodus 19, sien ons hoe God neerdal op die berg Sinaï in vuur. Ons sien hoe die vuur daar op die berg is in Sinaï. Die volk moet hulle self reinig en heilig. En God roep by Israel 'n verbond. U kan gaan kyk na Eksodus 19. Dis wat daar gebeur. Dan kyk ons na Eksodus 20, wat gebeur daar? In Eksodus 20 gee God die 10 gebooie. Die volk vrees sy stem en die teenwoordigheid van God word gevrees. En Moses kom en hy tree daarin as 'n middelaar. So dit is as ons kyk na Eksodus 19 en Eksodus 20. Met ander woorde, die wet word gegee by die berg Sinaï. 50 dae nadat Israel Egipte verlaat het, jy kan gaan kyk, ontvang hulle die wet by die berg Sinaï, 50 dae. Van Egipte, van wat hulle daar uittrek, 50 dae later. Daar het God neergedaal, by Sinaï, daal God neer. Daar's vuur, daar's wind, 'n harde geluid en 'n goddelike stem is gehoor. En hierdie selfde tekens vind plaas in Handelinge 2. En ons gaan nou daarna kyk. Maar dis wat op daai berg gebeur het, toe God die wet gee vir sy volk. 50 dae van Egipte af. En wat gebeur dan? Wat het by Sinaï gebeur? Kom ons kyk, God het sy wet gegee. Israel word God se verbondsvolk. God gaan en hy gee sy woord, sy wet op kliptafels. En ongeveer 3000 mense sterf as gevolg van sonde. Dis wat daar gebeur het, jy kan gaan kyk Eksodus 32:28. Met ander woorde, Sinaï het vorentoe gewys na iets groters. So as ons van daar af kyk, van Sinaï af, het dit gewys na iets groters. En dis wat ons vanoggend ook na gaan kyk. Die profete het voorspel 'n nuwe Pinkster. Wat het die profete gaan kyk na Jeremia 31:33. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here.
Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Wat se profesie was daai? God beloof dat die wet op die harte van die mens geskryf gaan word. Dit is die belofte, dit is 'n profesie. Jeremia 31 se profesie. Dit gaan nie op klip geskryf word nie. Dit gaan nie buite ons wees nie, maar binne ons. En dis wat ek en u vanoggend opgewonde kan maak. Dis wat daar gebeur het. Dis 'n profesie wat vorentoe kyk. Nie meer op kliptafels nie. Nie meer buite ons nie, maar binne in ons. En verder ook, Esegiel 36, 26 en 27 gaan ek vir julle lees. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Hierdie is so mooi gedeelte, persoonlik vir my ook. Ek was 17 jaar oud. En ons moes 'n vers gegee het wat vir ons iets beteken. En die dominee daai tyd het gesê, wat se verse wil jy hê? En hierdie vers het my so aangeraak. En dit is my vers. Ek het nou die dag weer 'n boekie gekry wat dit geskryf was. Dis my vers, hierdie is so mooi. My kliphart. Here, vat weg my kliphart. Ek gee my hart van vlees. En dit was 'n profesie daai tyd. Die God beloof 'n nuwe hart. 'n nuwe gees. Die gees wat ons in staat stel om gehoorsaam te wees. Dis wat God vir ons gee. Dit was 'n profesie en dit het tot vervulling gekom. En kom ons kyk dan tweedens, Pinkster in Handelinge 2. Die vervulling van Sinai. Kom ons gaan kyk daar, Handelinge 2 vers 1 tot 4. En ek gaan vir julle voorlees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So op die dag van Pinkster, wat gebeur daar? Op die dag van Pinkster, 'n magtige rukwind, tonge van vuur, die woord van God wat in elke taal gespreek word. En 3000 mense word gered. Op daai dag. Die kragtige werking van die Heilige Gees, dis wat gebeur het op daardie dag. Wat het gebeur as ons daarna kyk vanoggend? Ongeveer 1500 jaar na Sinai, op die presiese dag van Pinksterfees word die Heilige Gees uitgestort. Kan jy die presiesheid sien van God? Presies op daardie dag word dit uitgespreek en kom die Heilige Gees uitgestort. Kyk na die parallel, ek het 'n tabel daar vir u op. Kyk na die parallel van Sinai teenoor Pinkster. Met ander woorde, by Sinai is die wet in klip geskryf. Pinkster, die wet word geskryf op harte. Die vuur op die berg, die vuur op die gelowiges. Israel word as 'n nasie geroep, die kerk as die liggaam van Christus word geroep. 3000 mense sterf. 3000 mense word gered. Daar's 'n eksterne verbond. 'n interne verbond word met ons gesluit. Is dit nie kragtig nie? Kan jy sien wat gebeur by Sinai, wat gebeur by Pinkster? Sinai is in Pinkster vervul. Maar Pinkster is nie net 'n vervulling nie, dit is die begin van die nuwe verbond. Dis 'n verbond met my en u vanoggend. En kom ons kyk derdens, Pinkster, die dag toe Sinai se vuur in mense se harte geval het. Wat beteken dit? Die elemente van Sinai, wat gebeur het by Sinai?
kan ons deurtrek en ons gaan kyk in Handelinge, wat het gebeur? Kom ons kyk daarna, ons het nou gesien. Let op die ooreenkomste van Sinaï na Pinkster toe. Wat so ooreenkomste daar was daar? Daar was 'n geluid soos 'n stormwind op Pinkster. Sinaï se donderslae, toe God daar is. 4 tonge verdeel oor die mense. By Sinaï kan jy die 4 sien. Stemme in ander tale. God se stem word gehoor, maar op Pinkster kan die mense, die gelowiges, die apostels wat by mekaar is, spreek in ander tale. Hulle kom en hulle verkondig die evangelie. Hulle praat in die mense se tale wat daar was, sodat die evangelie kon uitgedra word. Maar hier is die verskil. By Sinaï is die vuur op 'n berg. By Pinkster is dit op die mense. God woon nie meer bo op die berg vandag nie, of bo op die berg nie. Hy kom woon in ons, sy kinders. As u 'n kind van God is vanoggend, weet u het die Heilige Gees vanoggend. Op hierdie Pinksteroggend het u die Heilige Gees binne in u. God in u. Is dit nie kragtig vanoggend nie? Hy woon binne in sy kinders. Die wet wat op klip geskryf is, word in ons harte geskryf. Dis persoonlik vanoggend. Die Gees skryf nou nie op tafels, kliptafels nie. Nie op buitereëls nie, maar op lewende harte. Die profesie van Jeremia 31 is vervul. Broers en susters, vanoggend, as u 'n kind van God is, word die wet, die Heilige Gees skryf dit op u hart vanoggend. En daarom kan jy anders te lewe, daarom moet ons anders te lewe, want die Heilige Gees het die wet op jou hart geskryf. Die volk van Israel en die kerk van Christus. Dink daaraan, op Sinaï vorm God 'n nasie. Op Pinkster vorm God 'n liggaam. En dis die belangrikheid van die kerk. Mense kan kom en sê die kerk is nie meer relevant nie. Hoe kan ons dit sê? Want God het die kerk ingestel. Pinkster vorm God 'n liggaam. Op Sinaï vorm Israel, word Israel as 'n volk. Vandag is ons gelowiges in die kerk. En vandag op Sinaï word dit op kliptafels die wet geskryf. Ek en u sit hierso en die wet is op die hart geskryf. En dit is wat ek en u vandag op Pinkster vier. Die wet is op my hart geskryf. My harde hart is vervang met 'n hart van vlees. Die doel van die uitstorting van die Heilige Gees. Wat was die doel dan vanoggend? Hoekom is die Heilige Gees uitgestort? En dit kan ons vra, en baie mense kan met baie gedagtes kom, maar ek wil vanoggend die volgende vir noem. Hoekom is die Heilige Gees uitgestort? Hoekom? Want die Gees bring lewe. Die Gees bring lewe in ons. Voor die Heilige Gees toe jy 'n sondaar was en in die wêreld was en nie God geken het nie, was u dood. Maar die Heilige Gees het gekom en bring lewe. Soos God asem in Adam ingeblaas het, kom die Here op Pinkster en hy blaas asem in die nuwe kerk, die kerk wat gestig het. Daar's lewe in ons vanoggend, broers en susters. U as 'n kind van God vanoggend kan sê, ek lewe, want die Heilige Gees is in my. Hy het my lewe gegee. Die kerk is vanoggend, en jy het dit al baie gehoor, is nie 'n organisasie nie, maar 'n organisme. Ons lewe, die kerk is lewendig. Hier waar ons sit, ons kan nou almal opstaan, buitekant gaan sit onder die boom, in die son, en daar kan ons steeds die kerk wees. Want ons het lewe, want God het ons lewe gegee, as 'n kerk, 'n lewendige organisme. Die Gees bring eenheid. Die Gees bou vanoggend een liggaam. Ons is vanoggend hier by mekaar, in eenheid. Daar's nie verdeeldheid vanoggend nie. Hoe kan daar verdeeldheid wees, as ons een Gees het? Die Heilige Gees is by ons en in ons. So daar is nie vanoggend verdeeldheid nie. Die Gees bou een liggaam. Almal van ons wat hierso sit, het een geloof. Ons glo almal eensgesind in die waarheid en dieselfde
dokter in wat ons in glo. Want as ons verskillend glo, kan ons tog mos nie een wees nie. So ons het een geloof. Ons is een volk vanoggend. Ons is een kerk vanoggend. In eenheid, in unity. En dis wat die Heilige Gees vir ons bring. Die Heilige Gees bring eenheid. Die Gees bring krag vir getuienis. En dis so belangrik. Die Heilige Gees het gekom om my en u krag te gee, sodat ons getuienis kan wees. En dis waarom dit so belangrik is. Hierdie kan ons nie vergeet nie. Hoekom wil jy krag van die Heilige Gees hê om te sit? Hoekom wil jy krag van die Heilige Gees hê, maar jy werk nie vir God nie? As jy nie wil getuig nie, as jy nie met ander wil praat nie, hoekom het jy krag nodig? Die Heilige Gees gee vandag vir ons krag. Julle sal, Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. En die Gees is nie gegee vir emosies nie. Natuurlik kan ons emosies beleef, natuurlik. Maar die Gees is nie gegee vir emosies of vertoning of vir sensasie nie. Dit is nie so nie. Die Gees het gekom om ons krag te gee om getuies te wees, nie vir sensasie nie, maar vir sending. Die Here kom en die Gees kom en hy wil ons uitstuur. Pinkster is die begin van evangelisasie, die begin van sending. Ek en u elke dag het 'n werk. Elke dag as jy opstaan, kom die Heilige Gees en hy's daar, die Heilige Gees krag is daar. Wees 'n getuie. Waar u loop, met wie te doen het, met u kinders, met u kleinkinders, by die werk, waar u uself bevind, wees 'n kragtige getuie vir God. Want dit is hoekom ons die Heilige Gees het. Dis een van die dele hoekom die Heilige Gees daar is, om ons die krag te gee, sodat die woord kan uitgaan in hierdie wêreld, sodat ons die evangelie kan deel. Dis wat die Here van ons verwag. Die Gees maak gewone mense, gewone mens, ek en u, die Gees maak gewone mense getuies. Gewone mense. Die Gees maak ons getuies. Pinksterdag was die begin van die insameling van die koringoes. As jy gaan kyk na die geskiedenis, as ons vat van Israel, dit was 'n hele ander preek, ons kan op 'n ander dag preek. Maar dis wat daar gebeur, dit is die begin van die insameling van die koringoes. Net so. Pinkster. Dis nie toevallig dat die Here dit vir ons gegee het nie. Die Gees maak gewone mense getuies. Pinkster was die begin. Dit was daarom nie toevallig nie. Die Heilige Gees is uitgestort en die Here in sy barmhartigheid vanoggend kom en sê, hy wil my en u gebruik om hy oes in te samel. In God se barmhartigheid kom die Here. Hy maak ons deel. Ons is sy arbeiders en ons moet die oes inbring. Ons elkeen word geroep na die oesland van siele. Elkeen van ons vandag word geroep na die oesland van siele. Kyk wat sê die Here in Lukas 10:2. En hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Hoor u hierdie gedeeltes? Die Here wil my en u uitstuur. Die oes is daar, die arbeiders is min. En daarom het ek en u elkeen 'n verantwoordelikheid, soos ons vanoggend hier sit. Ek en u moet in die oesland ingaan. Vir die Here vra, Here, as dit u wil is, gebruik my. Ons het al baie daaroor gepraat. Gebruik my vandag. Laat ek net met een persoon kan praat as dit u wil is. Kan net een persoon bereik word vandag. En as dit u wil is, Here, mag 'n tweede en 'n derde en 'n vierde. Sal u my gebruik in u oesland? Want die Here sê, die oes is groot, die arbeiders min. Dis wat Jesus gesê het. Die oes is daar, die arbeiders is min. Hoeveel keer bly ons stil? Hoeveel keer swyg ons wanneer ons moet praat? Ons sê,
Almal sê, ek wil die Heilige Gees hê en ek wil die krag, die Heilige Gees moet in my werk. Maar wat wil jy doen? Wat wil jy doen? Die Heilige Gees is daar, hy's met ons, in ons. Wil jy vir hom werk? Werk vir hom, hy sal jy toerus. Hy sal jy oprig. En die Here, dis 'n voorreg, die barmhartige God, die skepper van die heelal, wil my en u gebruik vir sy werk. Wat 'n voorreg. En vandag op Pinkster mag ek en u dit besef, die Heilige Gees is uitgestort vir krag, vir getuienis. En hierso die Here sê, die oes is daar, in Johannes 17:18, soos hy my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Is u 'n disipel van die Here? As u sê, ek is 'n disipel van die Here, Jesus sê, ek stuur hulle in die wêreld. Wat is die wêreld? Ek sê nie, jy moet op 'n vliegtuig klim en iewers Afrika toe gaan of China nie. Waar woon u? Is dit nie u oesland nie? Is u oesland nie in die familie nie? By die kinders nie, kleinkinders nie? Is u oesland nie waar jy bly nie? By die werk nie? Hierso kom die Here en hy sê, hy het hulle uitgestuur. Pinkster is die oesfees. Die Heilige Gees is die een wat arbeiders toerus. Die wêreld is God se oesland. So die Here kom, en hy kom vandag en hy sê, jy is my kind. Ek het 'n verhouding met jou. Ek het jou die Heilige Gees gegee, dat jy nie wees agterbly nie. Maar die Heilige Gees is vandag daar vir my en u vir krag, sodat ons getuies kan wees. Die Gees bring heiligheid vandag. Die Heilige Gees bring heiligheid vandag. Die Gees reinig ons. Die Gees heilig ons. Die Gees oortuig ons. Die Gees lei ons. En die Gees vorm ons om soos Christus te wees. En as ons hierdie preek, wat nou nie gepreek word vandag nie, maar as jy gaan kyk na ons het gaan kyk na die dorsvloer. Dis waar die koring op die dorsvloer uitgedruk het. En dit is wat God doen. Hy reinig ons. Hy vat die koringkorreltjie word weggevat van die stingel af. Word gepers. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy wil vandag u pers op die dorsvloer. Wat nie daar hoort nie. Hy wil dit uitdruk. Wat is in u lewe wat nie vandag daar hoort nie? Wat moet vandag uitgedruk word? Wat moet daar skeiding wees van u, wat u weet, dit hoort nie in my lewe nie. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom reinig ons, hy kom oortuig ons en sê, waarmee is jy besig? Stop. Reinig jouself. Sonder jouself af. Lewe heilig, want God is heilig. En die Heilige Gees kom oortuig ons vandag. Hy kom oortuig ons van sonde. Hy kom oortuig ons van wat hy wil hê ons moet doen, sodat ons suiwer kan wees, sodat ons bruikbaar kan wees vir hom. En dis waarom die Heilige Gees gekom het. So hy vorm Christus in ons. Pinkster is God wat sê, ek maak julle nie net my volk nie, ek maak julle soos my seun. Wil u nie wees soos Christus nie? Wil u nie wees soos Jesus nie? Is dit nie die hartsbegeerte en die strewe vandag nie? En die Gees, hoekom is die Gees uitgestort? Die Gees bou 'n lewendige, sigbare, funksionerende kerk. Handelinge 2:42 tot 47 wys hoe die Gees die kerk vorm. Hoe vorm die Gees die kerk? Die Gees leer. Daar's gebed, gemeenskap, aanbidding, vrygewigheid, sending, groei. Die Gees bou nie net ervaring nie. Hy bou 'n gemeenskap. En jy gaan lees daai gedeeltes, en ek gaan nou die volgende gedeelte bietjie probeer uitbrei daarop, maar gaan lees Handelinge 2:42 tot 47. Hoe lyk 'n Pinksterkerk vanoggend?
Baie mense het baie definisies van, dis hoe dit moet lyk, dis wat moet gebeur. Maar hoe lyk 'n Pinksterkerk volgens God se woord vanoggend? Die kerk gebou uit lewendige stene. Vanoggend, ons is hier by mekaar in hierdie gebou, maar hierdie is 'n gebou met klip en steen. Maar ek en u word gebou met lewendige stene. Ons kan enige tyd, enige plek by mekaar wees. Ons is lewendige stene, gevul met die Heilige Gees. Dis wie ons is. Geesvervulde gelowiges. Dis wie ons is. Die kerk van die woord. In die kerk, dis wat daai gedeeltes ook sê, hulle het die leer van die apostels gevolg. Met ander woorde, die geloof, die woord was die fondament. En dit is hoe 'n Pinksterkerk lyk. Die woord moet die fondament wees. Moet ons fondasie wees vanoggend, broers en susters. Die Heilige Gees is hierso, hy gebruik ons, maar die woord moet die fondasie wees. Die Heilige Gees kom oortuig ons van die woord. Die Heilige Gees breek die woord vir my nie op. Die woord vandag moet ons fondasie wees. As ons nie die woord het nie, wat het ons? As ons nie glo in wat God vir ons gegee het nie, hoe kan ons groei? Hoe kan ons sterker word? Hoe kan ons wees soos Christus, as ons nie weet wat Christus van ons verwag nie? As ons nie by sy woord stil staan nie. En dit is belangrik, die ware woord. Die kerk van gemeenskap. Ons sit nie net saam vanoggend nie. Ons leef saam. U ken mekaar se lewens. Nie om te gaan skinder nie, maar u weet, ek wil weet wat aangaan in iemand se lewe. Ek wil bemoeienis maak, want ons lewe saam as broers en susters. Wanneer u hartseer het en swaar kry, dan ly ons almal. Wanneer u blydskap het, wil ons saam met u bly wees. Want dit is wat die kerk beteken. Gaan kyk hoe dit was in die Ou Testament. Die mense het saam gelewe, want hulle was saam in eenheid. Die kerk van gebed, hulle het saam gebid. Hulle was in eenheid saam gebid. Want hoe kan ons saam bid as ons verdeeld is? Hoe kan ek en u saam bid in hierdie kerk? Want terwyl ons bid, is u nie hier nie, wil u nie hier wees nie, stem u nie saam. Want dan is ons nie saam in eenheid nie. 'n Pinksterkerk is 'n kerk van gebed en 'n kerk wat saam bid. En daarom, broers en susters, bid saam. Ons het u gebede nodig. Ons het u gebede nodig. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig dat ons saam sal wees in eenheid. Ons het nodig om in eenheid saam te bid vir hierdie land. Ons het nodig om saam te bid vir ons kerk. Ons het nodig om saam te bid en God se aangesig te soek vir die verlorenes. Want dis die opdrag. En dit is wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons moet saam bid. 'n Kerk van sending. Elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons is geroep om die evangelie uit te dra. Elkeen van u wat hier geroep is, wat hier sit, is geroep. En God het bygevoeg. En vanoggend, bid saam vir ons kerk. God is die een wat byvoeg. En dit moet my en u begeerte wees. Here, voeg by. Sal u byvoeg. Nie dat ons kan sê, ons sit met 'n kerk vol banke vol mense nie. Nee, Here, dat ons saam kan wees. Dat die evangelie uitgedra kan word. Want dis ons doel. Dat ons saam kan wees as eenheid, sodat die evangelie uitgedra kan word. Sodat ek en u getrou kan wees. Dat wanneer die Here kom, en hy kom, dat God na ons kan kyk en sê, my goeie en getroue diensknegte. Dis my en u begeerte. Mag dit u begeerte wees vandag.
Hoekom? Wat is 'n Pinksterkerk? 'n kerk van heiligheid. 'n kerk van heiligheid. Broers en susters, ek en u moet 'n kerk van heiligheid wees. En daarom kan ons nie toelaat dat daar valsheid inkom. Wanneer valsheid inkom, stop ons dit. Wanneer valsheid inkom, sal ons onsself daarteen uitspreek. Want ons moet heilig wees. Elkeen van u, hierdie gemeente, moet 'n kerk wees van heiligheid. 'n kerk wat streef na heiligmaking. Elkeen van u. Dat ons hier by mekaar kan kom. En sê, my begeerte is om elke dag meer en meer soos Christus te wees. Is daar iets wat moet uitgaan? Is daar iets wat gesny moet word? Is daar iets nou hier wat nie hier hoort nie? Dan moet ons dit aanspreek. Sodat ons hier kan sit voor God. In sy teenwoordigheid vandag. Is 'n kerk wat heilig is. Gelowig is. Ek en u. Wat daagliks heiligheid nastreef. Is dit nie hoe 'n Pinksterkerk moet lyk nie? Is dit nie wat ek en u moet doen nie? Vanoggend, Pinkster Sondag, sit ons hier en ons weet God is by ons. Elkeen van u kan verklaar vandag, die Heilige Gees is in u. As jy kind van die Here is. En dan het ons 'n verhouding met God. En dan kan ons sê, Here, ons gee oor aan u. Heilige Gees, lei ons. Heilige Gees, laat ons in u wil sal wandel. En dat ons vanoggend hier kan sit en sê, dankie Here Jesus, dat u ons nie wees agtergelaat het. Dankie ons almagtige God, dat u tyd perfek is. En dat u die dag gekies het van die uitstorting van die Heilige Gees. En dankie dat ons vanoggend weet, ons is nie alleen nie. Ek sluit af. Van Sinaï tot Pinkster. Die verhaal van God se vuur. By Sinaï is daar vuur op die berg, toe die wet gegee is. Daar was vuur op die tabernakel, wat God se teenwoordigheid aangedui het. Op Pinksterdag is daar tonge van vuur bo op die gelowiges. Met ander woorde, die vuur het geskuif van 'n berg na 'n tabernakel, na mense. So die Heilige Gees is binne in ons vandag. En hy gee ons die krag en dieselfde Heilige Gees wat daai tyd uitgestort was op die disippels, op die gelowiges, is vandag in ons. Weet u dit? Dat die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat daai tyd uitgestort was op die disippels, op die gelowiges, is vandag in ons. Dieselfde krag is vandag in ons. So ek en u kan kragtige getuies wees vir God. Ons kan 'n lewe van heiligheid lewe. Ons kan voortgaan in hierdie wêreld in as disippels wat ander probeer of wat ander wil intrek. Vissers van mense. Die Here self sê dat ons is nou sy tabernakel, sy tempel. Ek en u, die bekende vers gaan ons nou opsit. Elkeen van u, ons weet dit. U is 'n tempel van God. Die Heilige Gees woon in u. U is 'n tempel van die Here. Die inwonende Heilige Gees, hy woon in ons. Die krag, God is in ons. En wanneer ons dit kan weet, wanneer ons dit kan besef, hoe verander ons? Hoe verander ons lewe vanoggend? 1 Korintiërs 6:19-20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. U behoort aan God. Hy kom en hy vat die wet en hy skryf dit op die hart. Hy vat daai kliphart, hy maak dit vlees. En hy kom en hy sê, my krag is in jou. Werk vir my.
Wees kragtige getuies. Wees gehoorsaam. Kom, ek maak jou heilig en heilig en heilig. Strewe na heiligmaking. Kan nie op die eie heilig wees. Probeer dit. En kyk hoe val jy. Kan nie op die eie getuie wees vir die Here. Dit gaan platval en 'n flop wees. Maar wanneer die Heilige Gees in u is, wat is die verskil? Kyk wat gebeur. Petrus, hulle kruip weg. Hulle is bang. Maar die oomblik toe die Heilige Gees krag op hulle is hulle, kan hulle in ander tale praat om die evangelie uit te dra. Hulle kom en hulle praat in die tale van die mense wat daar was, en hulle kom en hulle dra die evangelie uit, en 3000 mense bekeer. Dit is wat gebeur. So hoe kragtig kan die Here ons nie gebruik, as ons sê, Here, ek weet u's in my. Heilige Gees, ek weet, u woon in my, gebruik my. En wanneer die tyd kom, as u moet praat, soos u moet praat, wanneer u moet praat, sal die Heilige Gees u die vermoë en kennis gee. En dit is wat God van ons verwag. Watter deel in die skrif verstaan u nie? En is moeilik. Dan gaan ons so sit stil. Het jy daarby gesit en stil gesit en jy bestudeer het, en jy lees dit, en die volgende oomblik kom die Heilige Gees, en hy breek dit vir jy oop, en hy sê, wow, ek het dit nie geweet nie. En die Here kom en hy openbaar die skrif. Is dit uit jouself, uit die vermoë uit? Nee, dis God, dis die Heilige Gees wat dit vir jou oopbreek. En dis hoe wonderlik dit is vanoggend. Vandag skryf God nie meer sy wet op kliptafels nie, maar op ons harte. Die tempel is nie meer 'n plek in Jerusalem vanoggend nie, maar die liggaam van elke gelowige. Hebreërs 10:15-16, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dae spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle harte, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Is dit nie mooi nie? In u verstand gaan die Here dit in die verstand inskrywe. So wanneer het u nodig om te praat met iemand anderste? Die Here kom nie, vat die woord en hy bestudeer die woord en hy kom skrywe dit in die verstand. En waar die tempel met stene gebou was, is ons nou lewendige stene, opgebou deur die Heilige Gees. En daarom is ons in eenheid. Ons is lewendig vanoggend. En laat julle ook soos lewendige stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus. So dis wat ons bring, dink daaraan, ons is 'n geestelike huis, vanoggend, 'n heilige priesterdom, en om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is. Vanoggend toe jy gesin het, was dit 'n geestelike offer vir God. Wanneer u die Here se naam groot maak, wanneer u getuig, is dit 'n geestelike offer vir God. Wanneer jy hierso sit vandag en sê, Here, u is so goed vir my, ek wil net getuig hoe goed is u vir my, kom dit uit die mond uit en is 'n geestelike offer aan God. En dis wat die Heilige Gees vir ons kom doen vandag. Ons is nie meer, mense is nie dood nie. Stene van 'n gebou, hou 'n gebou op. Ek en u vandag is lewendige stene. En dit is moontlik gemaak deur die Here. Pinkster is die vervulling van Sinai. Die kerk is God se versamelende, verfynde, gesuiwerde en bewaarde mense. Dit is wie ons is. Ons is versamel vanoggend. Ons is gesuiwer. Ons is bewaarde mense. Ek en u is geseël vanoggend deur die Heilige Gees. En u weet, wanneer die Here u kom haal, kan u met sekerheid vandag sê, u weet waartoe u gaan. Weet u is afgeseël deur die Heilige Gees. En dis waartoe ons gaan. En dit is wat my en u vandag ons hoop gee. Dieselfde God wat in vuur by Sinai neergedaal het, vanoggend leef hy in ons deur sy Gees. Ons is sy oes. Ons is sy mense. Ons is sy woning. En mag ek en u dit besef vandag. Ek en u, soos ons hier sit. Die Heilige Gees woon in ons. Besef u, wat 'n
hoe die Here u wil toerus vandag. Wat 'n krag u het vandag om 'n getuie vir God te wees. Wat 'n krag u vandag het om heilig te kan lewe. Mag ons dit regtig daarna streef vandag op hierdie Pinkstersondag. Streef, Here, U is in my. Sal U my kragtig gebruik. Heilige Gees, sal U my help dat ek sensitief sal wees vir U stem. Sal U my help dat ek sal sny en wegdoen wat ek nie moet wegdoen. Soos die graan uitgedors word op 'n dorsvloer. Sal U my vandag kragtig gebruik, Here. En dit vir my al verwyder wat nie daar hoort nie. Sodat ek vandag kragtig vir U instrument kan wees. Dis my gebed. Amen.